AfriForum het 'n herwinningsprojek begin hier in Pretoria. En ons het reg oor Pretoria het ons eentjie oor die 1000 kliënte. Die mense teken in vir 'n maandelikse premie en dan kom laai ons hulle herwinning op. Ons het voertuie wat uitgaan reg oor Pretoria met skedules waar volgens hulle mense diens. Dan kry hulle by die mense hulle herwinbare materiaal en dan bring hulle dit hier na agter toe. Hier word dit gesorteer. Ons het 22 verskillende produkte wat jy dit dan nou insorteer en opbreek en kleiner maak. En dan kan jy dit nou weer herverkoop. Verskillende goederes word daarvan weer gemaak. Die hoofprojek van AfriForum met hierdie herwinning is tweeledig. Die een is hierdeur word daar vir mense werk geskep. So dit is 'n geleentheid waar daar Afrikaners werk kan kry, wat dit kommersieel haalbaar is om vir mense in diens te neem en poste te skep. Hier by ons depot het ons 22 mense in diens. By die Centurion depot het ons 28 mense in diens. So hierdie gee vir mense 'n kans om vir hulle self weer inkomste te genereer. Die tweede aspek van die herwinning is dat hierdie materiaal wat hier nou gesorteer word hier agter my, keer twee goeders vir ons. Die een is, dit help ons spruite en ons vullishope en asgate om skoon te bly van al hierdie rommel, dat hierdie rommel nie in die spruite beland nie in ons groengebiede van ons dorp. En dit gee vir ons dan ook oefening om tipe van 'n munisipale dienslewering, om vullisverwydering te doen. So hierdie gee vir ons daai kapasiteit ook. En natuurlik, dit help ook vir veiligheid. Deur die woonbuurte is daar onwettige immigrante wat met trollies hier verbykom, grawe hulle in die asblikke en kyk wat in die huise ingaan. Ons het al video's gesien van hoe hierdie trollistoters hekmotors steel en so meer. Ek weet nie of dit dag is wat met droog word of dit saaitjies is dit warm. Is dit herwinning hierdie? Land? Hallo julle? Gaan dit? AfriForum doen elke jaar 'n vullisterrein audit wat daar reg oor die land gekyk word na die vullisterreine en die meerderheid van die munisipaliteite is nie meer in staat om hulle vullisterreine in stand te hou nie en bymekaar te hou nie en die vullisterrein is tot oorlopends te vol. Niemand weet waar is die volgende vullisterrein nie. Die kapasiteit van die stadsrade om die vullisterreine te diens is lankal nie meer daar nie. Toesig is nie meer daarso nie. Kan nie met voertuie daar inkom nie. Inwoners het nie toegang tot die vullisterreine nie. So is 'n groot probleem wat daar is. Nou, as mens nou gaan kyk na die Bybel vir hierdie begronding vir hierdie twee redes, dan sien ons duidelik dat die Here ons as rentmeester hier op die aarde gesit het. Toe hy die mens geskep het, het hy vir die mens gesê, gaan heen en doen nou jy soos ek gemaak het, om orde te skep hierso op die aarde. Gaan jy en wees my verteenwoordiger hierso. En hierdie skepping wat ek goed en mooi gemaak het, moet jy nou verantwoordelik en verantwoordbaar hanteer. So ons sien definitief van die begin af dat daar skepingsopdrag is dat ons moet omsien na ons omgewing toe. Die Here sê, jy moet nie soos 'n slegte man wees wat nie uitgaan en sy wildsbok opjaag nie. Die slegte ou wat rond lê en maar net klaar dat daar niks met hom gebeur nie. Die flikse man gaan uit en uit niks uit kry hy vir homself 'n ete. Hy gaan uit, hy gaan soek daai wildsbok en hy jaag hom op en dit voel vir my as ons hier by AfriForum besig is om uit niks uit iets op te jaag. Dat daar so iets wat nie daar was nie werk nie, daar was nie kos nie, daar was nie geleenthede vir die mense nie. Skep ons uit niks uit mense se rommel, skep ons nou geleenthede, ons skep lewensvatbaarheid vir ons mense om weer 'n eerbare lewe te lei. Toe die skare voor hom staan, ons Here het gesê, gaan julle en gee vir hulle kos. Ons kan nie net dit oorlaat nie, ons het 'n verantwoordelikheid. So is elkeen van ons kliënte besig met hulle klein maandelikse premie om van rommel 'n lewensvatbare lewe te gee vir ons mense. Ja, is nie vir my, kom ons jy nie meer in die polisie nie. Ja. Baie persoonlik. Ek moes bevordering gekry het na kaptein toe in 1999 en toe word my junior wat ek opgelei het bevorder na die pos toe, nou word die takbevelvoerder waar ek moes takbevelvoerder word. Dis basies maar dit ek dink gesê dat dit gehad. Daar was toe nie meer 'n toekoms vir ons wat is in die polisie nie. Wat doen jy op die oomblik?
Ek is besig om stripwerk te doen hier so by AfriForum. Kyk wat herwin ons kan herwin, metaal, koper, al die soorte metale wat herwin kan word. En dan doen ek ook die nasien van die bosiekappers en die kettingsaag wat ek als regmaak in die stoor, dan gee ek opleiding vir die mense oor hoe mense dit reg opereer en dit maar basies dit. En wat beteken hierdie werk vir jou? Dis belangrik. Ek het vir die laaste 6 jaar gesukkel om werk te kry. My ouderdom moet maar baie teen my getel. Ek geniet elke oomblik wat ek doen. Dis vrek lekker. Ek geniet dit. Dis die bietjie koud in die oggende. Die ou bene wil nie meer so lekker die koue hanteer nie, maar ja, dis baie lekker. Ek geniet dit. Is dit moeilik om werk te kry? Baie moeilik. You have arrived. Ek het 5 jaar gesukkel om werk te kry. Jacques, sê vir my, wat beteken hierdie werk vir jou? Beteken vir my baie, want ons land het mans soos ons nodig om ons land net te help regkom en weer skoon gemaak word en net geherbou moet word sodat ons nageslag nog 'n land kan hê as ons klaar is. In 50 meters, your destination will be on the left.